Ok, môre, baie welkom aan julle vanoggend aan elkeen hierso. Voor ek vir ons die seën uitspreek, ek sê net weer, die wat dit gemis het, skriflesing is 2 Korintiërs, hoofstuk 1. Ek het al gesê vers 1 tot 11, die eerste 2 versies gaan ek uitlos, is maar net die groet van die brief, so ek gaan al vanaf vers 3 vir ons lees, maar net soos ons daar sit, die paartjies wat oorgebly het, die ander wat die wêreld in is, ek maak 'n grap, die van julle wat vanoggend hier is, mag julle die Here se seën ontvang, mag julle die seën van die Here ervaar. En vanoggend se fotum en se seëngroet kom uit 1 Petrus 1 vanaf vers 1 tot 2. Ontvang die fotum aan die uitverkorenes van God, vreemdelinge in die wêreld. Soos God die Vader dit vooraf bestem het, het hy julle uitverkies en deur die Gees afgesonder om aan hom gehoorsaam te wees en besprinkel te word met die bloed van Jesus Christus. Mag daar vir elkeen van julle genade en vrede in oorvloed wees. Amen. Nou die skrifgedeelte is die tweede brief aan die gemeente in Korinthe, wat Paulus vir hulle geskryf het. Maar voor ek vir ons hierdie paar versies lees, kom ons buig ons hoofde in gebed en afhanklikheid aan die Here. Here, woorde is min, ons is maar net mense, maar ek sê dankie vir elkeen wat vanoggend hierso sit. Dat hy in elkeen se hart en se lewe sal werk. Elkeen van ons wat van jy van my af tot onder toe, tot daar bo op die galery. Elkeen van ons harte se lewens sal werk. Hulle wat ook na die boodskap sal luister later op audio. Ek bid ook vir hulle, Here, wat vanoggend nie hier kan wees nie, weens watter rede of wat se omstandighede ook al. Ek bid ook vir hulle, Here, wat hier kan wees, maar tog nie gekom het nie. Here, dit maak nie saak wat die woord is of wat 'n mens spreek. U is die een wat trek na U toe. U is die een wat lewe gee. U is ook die een wat dit wat U begin het, ook volbring. Daarom betuig ek vanoggend my afhanklikheid van U. Ek vra, Here, dat U een en elkeen vanoggend hier sal optel en sal bemoedig deur U Gees. Dankie dat ek dit van U mag vra, in die kosbare naam van Jesus, ons Verlosser en ons Saligmaker. Amen. Ek lees soos ek sê net daar vanaf vers 3. Ek wil nie julle met die woorde hoor, dis eintlik 'n baie mooi gedeelte wat Paulus hier geskryf het. Aan God die Vader van ons Here Jesus Christus kom al die lof toe. Hy is die Vader wat hom ontferm en die God wat in elke omstandigheid uitkoms gee. In elke moeilikheid help hy ons, daarom kan ons ook weer ander help wat in allerlei moeilikhede verkeer. Ons kan hulle bemoedig met dieselfde bemoediging waarmee God ons bemoedig, want net soos daar vir ons 'n oorvloed van lyding is terwille van Christus, is daar ook vir ons 'n oorvloed van bemoediging deur Christus. As ons dus in beproewinge kom, is dit dat julle gehelp en gered kan word. As ons bemoedig word, is dit om julle te bemoedig en te versterk, sodat julle met geduld dieselfde lyding kan verduur, wat ons ook verduur. En wat julle betref, het ons 'n vaste verwagting. Ons weet dat net soos julle saam met ons deel het aan die lyding, julle ook aan die uitkoms deel het. Ons wil hê, broers,
dat julle moet weet van die moeilikhede wat ons in die provinsie Asië ondervind het. Die swaar wat ons moes verduur, het ver bo ons kragte gegaan, sodat ons selfs die hoop om te bly lewe laat vaar het. Trouwens, dit het vir ons gevoel asof die doodsvonnis klaar oor ons uitgespreek is, maar dit het gebeur sodat ons nie op onsself sou vertrou nie, maar op God wat die dooies opwek tot die lewe. Dit is hy wat ons uit so 'n groot doodsgevaar gered het en ons weer sal red. Op hom is ons hoop gefestig. Hy sal ons ook verder red. Daartoe werk julle mee deur vir ons te bid. So sal die gebede van baie 'n seën van God vir ons bring, en dan sal baie hom vir ons dank. Tot sover. Om te verstaan wat Paulus hier in hierdie gedeelte wat ek vir julle gelees het, geskryf het aan die gemeente in Korinte, is dit eers belangrik om te verstaan wat het vooraf gebeur met hierdie gemeente in Korinte. Nou, hierdie gemeente het reeds al bestaan nog voor Paulus hierdie briewe geskryf het, maar soos al die ander briewe wat hy geskryf het. En ons moet ook verstaan dat die briewe wat Paulus geskryf het in die ander gemeentes rondgegaan, al was die brief se naam aan die Korinte gewees, het die briewe wat die apostels geskryf het in die vroeë kerk rondgegaan in al die gemeentes, en net so die ander briewe wat die ander apostels ook geskryf het, wanneer hulle geskryf was, het ook so rondgegaan in die kerke. Die gemeente van Korinte is self deur Paulus geplant, soos aangedui is. Julle kan dit gerus daar gaan lees in 1 Korintiërs 7 vers 1 en 2 Korintiërs 2 vers 4. In die eerste brief wat Paulus aan die gemeente in Korinte skryf, is daar duidelike onderlinge spanninge in die gemeente aan die gang. En Paulus skroom nie om die dinge aan te spreek wat verkeerd is in die gemeente nie. Ons moet ook verstaan dat die stad Korinte 'n baie immorele stad was, want daar was meer heidene in hierdie stede woonagtig as wat daar byvoorbeeld Jode of Christene gewoon het. Verder moet ek jou ook verstaan dat Korinte die stad was van die vrugbaarheidsgodin. Dit was dus 'n seksuele losbandigheid wat aan die orde van die dag, en tempelprostitusie soos mens vandag ook kry in heidense gelowe, soos byvoorbeeld die Hindoe geloof, en ek dink, nou nie sê die moslim geloof, dan praat ek nou onder korreksie. Redelik in die begin van die gemeente was daar twis en onmin in die gemeente oor wie hulle moet volg. Paulus skryf in 1 Korintiërs hoofstuk 3 vers 2 tot 3, ek het julle met melk gevoed, nie met vaste kos nie, want julle kan dit nog nie verteer nie. En julle kan dit ook nou nog nie verteer nie. Vers 3, want julle is nog wêreldse mense. Daar kom jaloesie en twis onder julle voor. Is dit nie omdat julle nog wêrelds is en julle self wêrelds gedra nie? Die vraag is vanoggend, waar staan ek en jy vanoggend? Is ons nog wêrelds in ons gesindheid, ons as gemeente? Twis ons onderling onder mekaar? Of dalk het ons verby hierdie dinge begin groei en begin daar nou dalk al meer eensgesindheid onder mekaar wees? Of vind daar al meer eensgesindheid onder ons plaas?
Ons weet dat die Here met ons praat deur sy woord. Elke kind van God ervaar dit. Deur prediking, deur ander mense. Die Here praat met ons deur omstandighede en die Here praat met ons deur moeilikhede en deur beproewinge wat in die lewe op ons pad kom. So is die meeste van ons as gelowiges ook. Juis wanneer die lewensomstandighede en beproewinge ons druk, dan druk hierdie dinge vir ons as gelowiges eintlik na die Here toe. Om by hom te kom, met hom te wees, om te hoor wat hy vir my wou sê, wat is aan die gebeur in my lewe, om sy aangesig te soek, want die beproewinge en die probleme is daar, en dit maak ons lewe moeilik. Daar's een van ons vanoggend hierso wat nie daarvan kan getuig nie. En ek glo dis ook so die bedoeling, dat hy vir my en vir jou beproef, sodat ons in alle omstandighede beproefd kan wees, skryf Paulus. Alhoewel in goeie tye is my en jou soeke na hom, maar die intensiteit verskil daarvan. En die bedoeling van hierdie beproewing is nie net om ons nader na hom toe te trek nie, om 'n meer en meer soeke na die Here te hê, dat dit nie net in die tye wanneer dit swaar is, of wanneer die beproewinge of die lewe op ons druk nie, maar dat selfs in die goeie tye, dat ek geleer het in die swaar tye, om ook in die goeie tye, dat die intensiteit of die soeke na die Here dieselfde sal wees. En ek glo dis ook die bedoeling van my en jou verhouding met God, dat die intensiteit in beide, in die goeie en in die swaar tye, dieselfde moet wees. Met ander woorde, my liewe kind van God, is God vir my en vir jou net so belangrik, soos wat hy vir jou in die swaar tye is hy vir jou net so belangrik as wanneer die goeie tye daar is. Dat my soeke en my verlange na die Here, om in sy teenwoordigheid te wees, net so sal wees, wanneer ek hom gesoek het, toe ek hulpeloos was, toe ek in nood verkeer het, toe ek swaar gekry het. Ek wil dit graag vir jou prakties illustreer. En ek dink die praktiese voorbeeld is 'n goeie voorbeeld, want dis eintlik hoe ons is. In die wintermaand, dan hoor jy die radiostasies en organisasies en kerke en watse groepering ook al, of noodlenigingsorganisasies, dan word die dinge op die lig aangekondig van, daar's mense, haweloses op straat, ons het nodig om kos en komberse en klere en dit, jy hoor dit oral, veral in koue tye in die winter. Dan kom die somer, dan is die radio stil van hierdie goed. Dan is die hawelose mense skielik nie meer regtig op straat nie. Is ek en jy as gelowige ook nie soms so nie? Wanneer die wintertyd in my geloofslewe daar is, dan is die nood na die Here, na die komberse, na die kos. Maar wanneer die somertyd daar is,
dan is die fokus nie meer so sterk nie. Daarom beleef ons allerhande moeilikhede en beproewinge. Want van nature soek ons nie die Here nie. Dis waar. Die woord leer vir ons dat die Here het self na die mens toe gegaan. Ons het hom nie gaan soek nie. Ons soek hom nie van nature nie. Dis nie in ons aard nie. Maar uit sy groot genade en ontferming en sy barmhartigheid kom hy na my en jou toe deur ons omstandighede. En met die beproewinge leer hy ons met sy geduld, sy oneindige geduld, dat ek en jy op die ou einde net na hom toe kan gaan. Dit is die doel van hierdie hele lewe. God leer vir my en vir jou op die ou einde, daar's net een antwoord op hierdie lewe, en dis hy. Psalm 1 vers 2 sê, oordink my woord dag en nag, skryf die psalmskrywer. Dis hoekom tyd saam met die Here so belangrik is. En in hierdie geleesde gedeelte is Paulus se reaksie so anders as wat dit in die eerste brief was. Toe Paulus 'n krisis die gemeente moes gaan besoek het, en terwyl hy daar was, en terwyl hy nog steeds daar was, het die probleem nog nie reg gekom nie. Hoogs bekommerd terwyl hy in Efese was, stuur hy vir Titus na Korinthe toe. Met die verwagting dat die Here deur Titus 'n verandering in die gemeente sal bewerk. En ek glo Paulus het gebid. En die Here het die situasie in Korinthe omgedraai. Want toe hy weer vir Titus kry en Titus hom die goeie woorde bring, hulle het ag geslaan op Paulus se woorde. Nou is dit tyd om te bestraf. Maar net so is daar in my en jou lewe tyd om op te tel en te bemoedig. Winter en somer, ons gaan altyd deur winter en somer in ons geestelike lewe. Net soos ek oor hierdie goed preek, beteken nie dat ek is verhewe bo hierdie dinge nie. Dat hierdie dinge ook nie met my gebeur nie. Want Paulus skryf juis hierdie beproewinge en hierdie moeilikhede het met hom ook gebeur. Want hoe anders kan jy die gemeente bemoedig binne hulle omstandighede? Vers 3 sê, hy is die Vader wat hom ontferm en die God wat in elke omstandigheid moed gee. Hy is die een wat moed gee. Daarom sê Paulus, kan ons ook ander bemoedig wat in allerlei moeilikhede verkeer. Net so ook julle wat al gegroei het in die geloof, ook deur allerlei moeilikhede en beproewinge gaan. Die lewe wat op ons druk. En het jy al geleer, waar lê jou verwagting? Het jy geleer, waar is jou vertroue? Net so kan jy ook dan hulle wat nog jonk in die geloof is, bemoedig. Die kerk van die Here Jesus soos 'n liggaam. Die een deel is nie belangriker as die ander deel nie, want ons het net een hoof, naamlik Christus Jesus. En die liggaam is daar, net soos wat ons nie sonder mekaar kan klaarkom nie, so moet ons daar wees vir mekaar. Nie net wanneer dit sleg gaan nie, maar wanneer dit ook goed gaan, om te alle tye na die Here toe te gaan. Dis eintlik wat Paulus
hier kom wys het. En dis die vraag vanoggend vir jou, wat ek vanoggend vir jou wil vra. Lyk jou geestelike lewe net soos in die wintertye, die moeilike tye, tye wanneer jy toenadering soek tot die Here, en wanneer die somer kom, is die toenadering tot God minder. Mens kan eintlik ook so vra, soos Paulus daarvan getuig het in sy eie lewe. Skryf hy, ek het geleer om in alle omstandighede vergenoegd, om dankbaar te wees oor, maak nie saak wat oor my pad gekom het nie. Is dit ook nie hy wat geskryf het nie, God laat alles ten goeie meewerk, selfs die slegte, vir hulle wat na sy voorneme geroep is, en vir hulle wat hom liefhet. Om dankbaar te wees in alle omstandighede. Hy skryf verder, ek weet wat dit is om oorvloed te hê, net so weet ek wat dit was om gebrek te hê. Die antwoord lê vanoggend in hierdie teksgedeelte. Die feit van die saak is, ons gaan deur swarighede gaan. Ons gaan beproef word vir jou geloof. As jy opstaan vir die waarheid, gaan jy vervolg word vir die waarheid. En dit alles terwille van my en jou saligheid. Alles terwille van ons geloof in ons, alles terwille van ons geloof in hom, die geloof wat hy in ons gegee het. Sodat ons geloof eg mag wees, sodat ons hoop eg mag wees, dat ons hoop in die lewe kan hê, om eendag die ewige lewe saam met hom te mag hê. En ek dink nou so, terwyl ek die preek sit, ek en dink aan Lazarus, die gelykenis wat die Here Jesus vertel het van Lazarus en die ryk man. Die ryk man het alles gehad. Hy het alles gehad wat die lewe hom begeer het. Lazarus het niks gehad nie. Lazarus het soos hierdie haweloses op straat gebly, die krummels wat van die rykman se tafel, die honde het sy sere gelek, en die dag toe albei tot sterwe kom, het Lazarus die lewe gehad. Die rykman het nie die lewe gehad nie. Die doel van hierdie verhaal is nie om te sê ryk mense gaan hel toe, arme mense gaan hemel toe nie. Die doel van hierdie hele verhaal is om te sê, waar was Lazarus se hart? En waar was die rykman se hart gewees? Die wonder vir my van hierdie hele ding is, vers 3, dit begin by God. Nie net begin dit by hom nie. Hy is end uit by ons betrokke in ons lewens. Hy bemoedig ons. Paulus skryf in vers 10, ten spyte van doodsgevaar, op hom is ons hoop gevestig, hy sal ons ook verder red. Vers 11, daartoe werk julle ook mee, deur vir ons te bid, sê Paulus. Dieselfde geld, ons as gelowiges bid vir mekaar, want is ons gebede wat die Here verhoor, wat ons deur hierdie lewe dra. Gemeenskap hê met medegelowiges, omgee vir mekaar, om vir mekaar uit jou hart te bid,
sonder enige ander slegte gedagtes of herinneringe uit die verlede. Mekaar te vergewe, mekaar vry te spreek, ongeag die verlede, eensgesind onder mekaar te wees. Dis waartoe ek en jy as gelowig geroep is, dis waartoe ons moet werk. En mag hy daardie goeie werk wat hy in my en jou begin het, volbring. En dis my die grootste wonder daarvan, dat dit nie van my en jou afhanklik is nie, maar dat dit uitsluitlik van God afhanklik is. En het ons die vertroue dat hy dit so sal doen. Want nie omdat ek het so sê nie, maar omdat God se woord dit so beleef het, of so in God se woord staan. So sal die gebede van baie 'n seën van God vir ons bring. En dan sal baie hom vir ons dank. Gebede uit die hart. Gebede wat opreg is. Gebede wat nie bevooroordeeld is nie. God se liefde wat in ons hart uitgestort is, selfs vir ons vyande en vir hulle wat ons vervolg. Mag hy ons genade verleen om al meer en meer soos Jesus te word, ons oë gerig op die kruis. En mag ons nie in onsself roem nie, maar mag my en jou hoop op hom alleen wees. En Paulus het mos geskryf, ons roem lê in Christus Jesus alleen. Amen. Kom ons buig ons hoofde. Here, dankie dat hierdie kosbare woord wat Paulus geskryf het, van sy wedervarings in die gemeente in Korinthe. Here, hoe u die gemeente in Korinthe gedraai en geswaai het. Nie omdat Paulus wonderlik was, of wat Paulus gesê het nie, maar in die eerste plek omdat hulle gebid het, en hulle volle vertroue was, Here, dat soos wat u hom verlos het van 'n dood, sekere dood, dat u hom in die lewe gehou het. Dat u vir ons as u kinders ook hierdie vertroue en hierdie versekering sal gee, dat u ons sal vashou. Soos daardie gedig sê van die 2 ryspore, daar waar net die 1 ryspoor was, Here, dat ons sal beleef, dit was toe u ons vasgehou het, dis toe u ons gedra het. Dis my gebed vir een en elkeen, Here. Dankie dat ek dit van u mag vra, met die volste vertroue, dat u, soos wat u alleen weet, dit met elkeen wat vanoggend hierna sal luister, sal doen in hulle lewens. Dankie daarvoor, in die kosbare naam van Jesus ons verlosser, ons saligmaker, en sy Gees, die Heilige Gees, wat in ons woon, en dat ons ook sy Vader, ons Vader mag noem. Amen.